Welkom by ons laaste vleisprysoorsigg vir die jaar. Hierdie week gaan kyk ek sommer 'n bietjie na wat die groot uitdagings was in 2025 en dan hoe 2026 moontlik vir ons kan lyk. Hierdie video word soos gewoonlik met trots aan jou gebring deur John Deere. Dis deur borgers soos John Deere, Zoetis, Antravet, Molatech en die RMAS wat dit vir ons moontlik maak om al hierdie inligting verniet aan julle te kan verskaf. Ondersteun hulle ook asseblief en gaan like en share ons YouTube en Facebook kanale. Dis verniet en dit sal ons baie help sodat ons kan aanhou om hierdie diens vir julle te bring in 2026 ook. 2025 was regtig 'n uitdagende jaar vir ons boere, voerkrale en abattoirs met die onsekerheid wat back and closure veral na die tafel gebring het. Dit het vir my ook persoonlik baie uitdagings gebring en kon ons nie noodwendig staat maak op historiese tendense om prysbewegings te skat vorentoe nie. Dit was regtig 'n unieke jaar in die vleisbedryf in daardie opsig. Die jaar het begin met baie hoë voerpryse met mielies so hoog soos R7,000 teen die einde van Januarie. Minder diere is gevoer as gevolg daarvan en die jaar het met hoë slaggetalle dan ook afgeskop. In Mei het back and closure dan ook nog uitgebreek en vinnig begin versprei en groot impak gehad op die slaggetalle wat reeds op 'n lae vlak teen daardie tyd dan was. Superspryse het as gevolg daarvan dus baie skerp gestyg en vir die res van die jaar geweldig hoog gebly. Kalfpryse het baie interessant genoeg ook dan hoog gebly tydens speentydperk wat hier in Mei, Junie was, weens meer diere wat teruggehou is. Saam met dit het ons baie minder invoere van Botswana en Namibië van speenkalvers gesien en het dit ook gehelp om pryse op 'n relatiewe hoër vlak te hou deur die jaar. Ons het wel nou hier oor die laaste 2 weke van 2025 gesien dat superspryse skerp begin daal het en kan dit ook 'n groot rol speel oor hoe 2026 vir ons gaan uitspeel. Vir 2026 voel ek dat ons dalk in Januarie bietjie op die agtervoet gaan begin weens die laer vraag en hoër aanbod wat steeds relatief hoog is en pryse dis op 'n laer vlak behoort te hou. Vir 2026 voel ek dalk dat ons bietjie op die agtervoet in Januarie kan begin weens laer vraag en aanbod wat steeds relatief hoog dan behoort te bly. Die enkel grootste faktor volgens my wat die beespryse in 2026 gaan beïnvloed is die reënval en weerstoestande. Nie net in produksieareas nie, maar ook in die mielie en soja areas. As dit met graanboere goed gaan in 'n seisoen, beteken dit vir ons gewoonlik twee goed. Hulle bemark minder diere aangesien hulle nie kontantvloei probleme het nie en hulle koop ook meer met belastinggeld wat hulle dan beskikbaar het. Dit skep addisionele vraag en minder aanbod en druk dus pryse op. Moet net nie hierdie komende seisoen dink dat 'n groot oes noodwendig meer wins gaan beteken nie. Graanpryse is maar baie onder druk en kan dit die winsgewendheid ook bietjie negatief beïnvloed. Maar met dit genoem, beter reën tot voor die winter volgende jaar kan vir ons bees- en skaappryse dus ondersteuning bied. Die teenoorgestelde is ook ongelukkig natuurlik waar. As dit minder reën in die lente volgende jaar en graan- en beesboere kom meer onder druk in terme van hulle winsgewendheid, kan dit meer verkope noodsaak en terselfdertyd ook minder aankope en pryse wat dus kan daal. Dan sien ons ook gewoonlik dat as ons 'n droogte beleef, dat Namibië en Botswana ook swaarder trek en dis meer van hulle diere wat kan inkom na ons toe. Maar dis die langertermyn seisonale tendense wat die bees- en skape se vraag en aanbod dryf en dis ook pryse op of afdruk in 'n sekere seisoen. Wanneer die droër tydperk wel aanbreek en wanneer hy gaan aanbreek, weet ons nie, gaan dit eers beteken dat die kudde kleiner moet raak, ons meer aanbod in die mark gaan sien en dat pryse wel op 'n laer vlak moet verhandel. Baie soos wat ons 2019 gesien het. Ek dink wel verbruikers het aan die nuwe prysvlakke gewoond geraak en behoort prosentpryse ook nou in 'n hoër band te bly en nie noodwendig so laag te daal soos wat ons voor 2020 gesien het nie. Die vraag is nou net waar lê hierdie nuwe band so onder as ook sy bokant. So, dis hoekom ek dink dat weer 'n baie belangrike rol gaan speel in 2026 se prysbewegings vir beide skaap- en beesvleispryse.
Ek dink skaap kan egter die droër toestande bietjie beter hanteer met die skaapkudde wat dalk kleiner is as op die oomblik en dat ons nou 'n goeie tydperk vir skaapproduksie moontlik kan ingaan, veral omdat wolpryse ook begin optel het oor die laaste paar maande. In Australië is die gemiddelde prys teen die einde van 2025 nou ongeveer 40% hoër as 'n jaar gelede en begin dit dui op 'n mark wat volhoubaar op hoër prysvlakke gaan verhandel in 2026 ook. So dis ook dan goeie nuus van ons skaap- en wolboere soos 2026 nou al nader kom. Wanneer ons meer kyk na die intensiewe boerderypraktyke soos vark- en hoenderboerdery, is die groot pluspunt dat insetkostes baie afgekom het met laer mielie- en sojapryse wat baie verligting bring. Maar nie net dit nie, rentekoerse is af en die wisselkoers is baie sterker, so dit kan ander insetkostes se jaarlikse prysstygings ook natuurlik beperk. Dit skep meer ruimte vir hulle om prysskokke in 2026 ook beter te kan absorbeer. Baie produsente moes hulle deure sluit die afgelope paar jare, maar hoop ons dat die beter winsgewendheid in hierdie bedrywe meer produksie kan veroorsaak oor die volgende paar jaar. Dit behoort egter nie die pryse in 2026 al te affekteer nie, maar beteken dit dalk dat nasionale produksie weer gaan begin optel of in 'n opwaartse kurwe kan beweeg oor die volgende paar jaar. Vir 2026 verwag ons dat vark- en hoenderpryse oor die eerste helfte van die jaar redelik onder druk kan kom, meestal weens vraag wat dan baie daal gewoonlik oor die eerste helfte van die jaar en produksie wat dan redelik konstant bly. Na die winter sien ons egter weer gewoonlik baie beter vraag weens meer funksies soos kongresse, troue, jaareindfunksies wat dan baie addisionele vraag veroorsaak in die mark en dis vir pryse opstoot soos ons na die einde van die jaar beweeg. Maar vir die industrie is die graanseisoen ook uiters belangrik, aangesien dit 'n groot komponent van hulle insetkostes uitmaak. Laer graanpryse wat gedryf gaan word deur beter reën vroeg volgende jaar, kan hulle weer baie help, maar as ons weer 'n droër tydperk in beweeg en die reën bly dalk weg, kan ons weer weg van uitvoerpariteite af beweeg, wat nie goed vir die winsgewendheid van die vark- en hoenderboere dan sal wees nie, maar ons sal wel moet sien hoe die weer dan gaan uitspeel. Daai was jou laaste vleis- en voerprysoorsig vir 2025 wat met trots aan jou gebring was deur John Deere. Ek wil dan net vir almal 'n geseënde feestyd saam met familie en vriende toewens, veilig reis en hoop 2026 is 'n goeie jaar en voorspoedige jaar vir almal. Ek voel regtig bevoorreg om hierdie diens aan julle te kan bring.